Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou vandag se Straatwys gaan so klein bietjie ligter wees. Want vanoggend toe ek opstaan het ek besluit en ek wil jou uitnooi om dieselfde te doen. Dat vandag gaan ons worries so klein bietjie afgee. Want kom ons wees eerlik, daardie worries werk ongelooflik hard. Hulle staan partykeer 3 uur in die oggend op om jou wakker te maak en hulle stuur vir jou boodskappe soos, het jy daardie e-pos gestuur en wat as dit nie uitwerk nie, of wat as jy misluk, of wat as almal dink jy weet nie wat jy doen nie. Ag sy man, daardie goeders werk oor tyd. Hulle veg hulle mors dood om hulle punt te probeer maak. Hulle hou strategiese vergaderings in jou kop en skep ramp scenario's wat nog nooit gebeur het nie. En lê die ongelooflike vermoë om jou te laat bekommer oor dinge wat waarskynlik nooit gaan gebeur nie. Maar vandag stuur ons hulle op verlof. Dink bietjie vir 'n oomblik daaraan. Hoe sou jou dag lyk as jy vir een dag net besluit, ek gaan nie elke negatiewe gedagte 'n VIP kaartjie gee op die hoofverhoog van my gedagtes nie. Die Bybel sê in Matteus 6 vers 34, moet julle dus nie bekommer oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge bekommer. Jesus het geweet dat bekommernis 'n manier het om vandag se vreugde te steel vir môre se probleme. Sielkundiges praat van negativiteitsvooroordele. Ons brein is letterlik ontwerp om gevaar raak te sien. Dit het ons voorouers gehelp om nie deur leeu's opgeëet te word nie. Maar die probleem is, vandag is die leeu's meestal onbeantwoorde WhatsApps, Eskom kennisgewing en daardie ongemaklike gesprek wat jy dalk met iemand moet hê. Maar wat as jy vandag so klein bietjie rebels is? Wat as jy kies om vir happy thoughts ook 'n kans te gee, die positiewe goeders in jou lewe? Wat as jy 'n bietjie weer die sonsondergang raak sien? Wat as jy lag vir daardie simpel grappie? Wat as jy jou koffie net so klein bietjie stadiger drink en dit proe? Wat as jy vir 'n slag net fokus op wat regloop in jou lewe? Filippense 4 vers 8 sê, alles wat waar, eerbaar, regverdig, rein, lieflik en lofwaardig is, bedink dit. Dit beteken nie jy ontken dat daardie goed bestaan nie. Dit beteken net ons gee nie vir hulle die enigste mikrofoon in ons koppe nie. Ek hou van die idee dat vreugde nie altyd iets is wat jy vind nie. Soms is dit iets wat jy besluit. Jy besluit vandag om die musiek so 'n bietjie harder te speel. Jy besluit om daardie vriend te bel. Jy besluit om die snaakse kant van die lewe raak te sien. Jy besluit om dalk 'n video te kyk van 'n komediant eerder as 'n diep emosionele video. Jy besluit om vir jouself 'n bietjie genade te gee. En jy besluit dat jou worries vandag met betaalde verlof is. Môre kan hulle dalk weer terugkom werk toe, maar nie vandag nie. Vandag gaan ek lag. Vandag gaan ek diep asemhaal. Vandag gaan ek onthou dat my lewe uit meer bestaan as net to-do list en worst case scenario's. Wat goeie vibes beteken nie jy ignoreer die werklikheid nie. Dit beteken jy kies om nie toe te laat dat die werklikheid jou vreugde steel nie. So hier is die plan. As 'n worry vandag by jou deur aanklop, sê net baie dankie vir jou diens. Jy werk ongelooflik hard. Maar vandag is jy af. Gaan rus 'n bietjie. Ek het happy thoughts op skof. En wie weet, miskien ontdek jy dat die lewe nog altyd klein oomblikke van vreugde tussen al die chaos versteek het. Jy moes net vir 'n oomblik ophou worry om dit raak te sien. So dis my uitnodiging vir jou vandag. Gaan probeer dit en moenie dat daardie goeters aan jou deur klop dat hulle kan ingelaat word nie. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.